Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees Genesis 4 vers 1 tot 16. Genesis 4 vers 1 tot 16. En ons fokusvers is vers 7. Genesis 4 vers 1 tot 16. Ek lees uit die 83 vertaling. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het ook gedoen. Abel het dit ook gedoen en van die eersteling uit sy kudde van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain: Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag dan nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag vir jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain: Waar is jou broer Abel? En Kain antwoord: Ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê: Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here: My straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees en wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom: Nee, wie vir Kain vermoor sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken sodat iemand wat hom raakloop hom sou dood. Ek lees weer. Toe gee die Here vir Kain 'n teken sodat niemand wat hom raakloop hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod, oos van Eden. Ja, ek dink die doel van ons almal as kinders van die Here is om geestelik te groei, né? Jy wil geestelik, wil jy tog groei. Dis seker hoekom jy ook vandag na die erediens toe gekom het, né? En dat jy ook nagmaal wil gebruik is jy wil geestelik groei. Nou, om geestelik te groei moet jou hart verander. Né? Dit is deel van jou geestelike groei, dat jou hart sal sag word. Jou hart verander, gelei sal word deur die Heilige Gees. En ons weet, as ons praat van hart, as jy in die Bybel lees van hart, dan kan dit verwys na fisies jou hart, maar die meeste kere verwys dit eintlik na jou sielsdimensie. Nee, jou denke, emosies en wil. Denke, emosies en wil. Dis wat eintlik bedoel word as daar gepraat word van jou hart in die Bybel. Maar nou sien ons, om jou hart te verander, nee, die ding wat die moeilikste is om te verander, is seker jou emosies. Nee, ons het nie direkte toegang om jou emosie te verander nie. Jy kan vir jouself sê, okay, ek sal nie meer so kwaad wees nie. Ek sal nie meer so kwaad wees nie. Maar jy kan nie sommer dit verander nie. Nee, dis die moeilikste ding. En die emosie is so erg, nee, dit lei dat intieme verhoudings gebreek word. Dit is so erg as ons lees in hierdie gedeelte, nee, wat daar staan dat dit gelei tot moord. Kain was bedruk en hy was kwaad. So erg, net so beheer gevat oor hom dat hy sy broer Abel doodgemaak het. So kragtig is emosies, nee, dit vernietig verhoudings. Ek dink as jou huweliksmaat wil moedeloos maak, nee, dan moet jy sê, ek voel jy's nie lief vir my nie. Nee. Jy voel so, ek voel ons huwelik gaan nie werk nie. Nee. Jy voel so moedeloos as jou huweliksmaat. Ek voel ons het niks in gemeen nie. Daai tipe woorde, nee, daai niks, altyd, niemand, nooit, daai goed. Nee, dit kan jou so pap maak.
as jy dit sê, nee, jou huweliksmaat dit vir jou sê. Ek voel ons huwelik is nie goed nie. Dit breek verhoudings. Nee, dit kan lei selfs toe hierdie toestand net van Kain en Abel waar Kain sy broer doodslaan, want hy het bedruk gevoel. En hy was kwaad. Paulus skryf ook in Efesiërs 4 vers 26 en 27, as jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie dag kwaad afsluit nie, moenie duiwel vatkans gee nie. Dis baie keer deur ons emosie, nê, wat die duiwel 'n vatkans kry. Nê. En dat jy so ver gaan, jy vernietig verhoudings in jou lewe, jy kan self so ver gaan dat jy iemand doodmaak, omdat jy hierdie woede in jou uitbarsting het. Soos wat met Kain en Abel gebeur het. Maar nou hoe kan jy jou emosie, wat jy nie direk kan beïnvloed, hoe kan jy dit verander? Nee, want dit is wat ons moet aan werk, as jy jou hart wil verander. Die Here sê, gee vir ons hier so 'n manier, hy sê, wag dan nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. Net deur goed doen, kan jy jou emosie verander, en ek wil 'n bietjie terugkom, ek sal nou weer terugkom na hierdie goed doen, hoe om jou emosies te verander. Ek wil eers kyk na, wat is die algemene vloei van dinge, nee, in jou lewe. Hoe werk dit oor die algemeen? Nee? Gewoonlik, die normale vloei is jou gedagtes. Nee? Jou gedagtes beheer jou, dis jou denke, jou sielsdimensie, jou gedagtes. Nee? As jy dit wat jy dink, gaan gewoonlik oor tot 'n emosie. En daai emosie wat jy het, laat jou dan ook sekere dinge, 'n wilsbesluit neem, dinge doen. Dis die normale vloei. Dade, gaan oor tot dade. Daarom so belangrik dat jou gedagtes moet vol wees van God se woord, sy waarheid. Dit sal lei tot die regte emosie, en dit sal ook veroorsaak dat jy die regte ding gaan doen, die regte wilsbesluit sal neem. Net dis die normale vloei van sake. Paulus skryf ook daarvan in Filippense 4 vers 8 en 9. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daar moet julle julle gedagtes rig. Nee, alles wat waar en reg en goed is, dis die woord. Daar moet jou gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. Nee, dis die dade. En dan die emosie ook. God wat vrede gee, sal by julle wees. Nee, hy praat ook van daai 3 dinge. Die regte gedagtes, regte emosie, regte doen. Dit is die normale vloei van sake in jou lewe. Nou, Kain was kwaad en bedruk. Hy was nou kwaad en bedruk, en lees ons in vers 4 en 5 van Genesis 4, en dan staan daar in vers 6 en 7, toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad, waarom is jy bedruk, wag dan nie vir jou blydskap as jy goed doen nie, as jy nie goed doen nie, die sonde wag vir jou daar buite en wil jy in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Ja, ons voel nie altyd ons weg, ons voel baie keer nie ons weg altyd oop tot goeie optrede nie. Nee, baie keer kan jy nie net voel, en ek moet die regte ding doen, ek voel nie om die regte ding te doen nie. Nee, dis 'n stryd, en jy kan dit nie sommer verander nie. Maar die Here sê, jy kan wel dit 'n invloed hê op jou emosies nie. Hy sê, ons doen eerder wat goed is, wat lei tot die regte emosie. So as jy nie goed voel nie, jy weet hierdie gevoel is nie lekker, die emosie is nie lekker nie. Jy kan dit amper nie verander nie, jy gaan ook nie self voel om die regte ding te doen nie. Nee, doen goed en dan gaan dit impak hê op jou emosie, nee? So daar's 'n vloei, jou gedagtes, dis die gewone dade, word beïnvloed deur jou emosies. Maar dan sê die Here hierso, jou dade kan ook jou emosies. So is nie net jou gedagtes wat jou emosies beïnvloed nie. Jou optrede kan ook jou emosie beïnvloed. Nee, daar's 'n ander manier ook. Want die emosie is die ding wat ons die minste beheer oor het. Regte gedagtes, regte emosie, regte ding wat jy gaan doen, wat jy wil. Al slegte emosie, hoe verander jy dit?
Ja, om jou gedagtes reg te kry, maar ook om die regte ding te gaan doen, sê die Here hierso. Gaan dit nie goed wees as jy gaan reg doen nie, hier in vers 7. En as jy altyd wag tot jy voel om goed te doen, sê jy, sal jy dalk vir ewig wag. En dis waar jy besluit dan moet neem. Hoekom? Ek wil nou nie skyn heilig wees nie, ek voel nie om kerk toe te kom nie, so ek gaan nie kerk toe nie. Jy moet die regte besluit neem. Ek gaan kerk toe. Baie mense het al gesê, die tye wat hulle die minste eintlik wou kom en toe besluit hulle kom, dan ontvang hulle iets. Dan gebeur iets in hulle lewens. Toe hulle hier was, waar hulle eintlik gevoel het, hulle wil nie eintlik vandag kom nie. Dink laas in ons, laas Sondag het ek gehoor iemand vertel dit. So neem die regte besluit. As jy nie goed voel nie, neem die regte besluit en doen die regte ding. Soos wat die Here sê hierso. Hy sê, waarom is jy druk? Wag al nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. So doen die regte ding. Nou, ek dink een van die grootste issues in ons lewens, is seker bitterheid, onvergewensgesindheid. Dis ek omtrent die meeste mense worstel daarmee. Bitterheid, onvergewensgesindheid. En dan dink ek, ek voel nie om te vergewe nie. Wie voel lus om te vergewe? Jy voel nie gewoonlik lus om te vergewe nie. Dit is net hoe dit werk. Anders sou dit nie regtig 'n issue wees nie. Maar besluit om die regte ding te doen. Doen goed. Alhoewel jy nie so voel nie. Doen goed. Dink aan wat Jesus, hoe God goed gedoen het in ons sondige omstandighede. Kyk as jy die nagmaal gebruik. Dink hoe God goed gedoen het. En besluit dan om goed te doen in jou omstandighede om te vergewe. Daai persoon vry te spreek. Vergifnis is 'n besluit. Ons dink baie keer ek moet eers so voel. Jy sal nooit so voel nie. Is dit regtig iets 'n issue? Is dit regtig as jy baie seer gemaak is, gaan jy nooit voel om te vergewe nie. Maar besluit om goed te doen in die omstandighede. Besluit om te vergewe. En wat gebeur? Ons het soveel getuienisse daarvan. Ook met laas naweek se oorwinnaars, die een stap is vergifnis. Mense ervaar vryheid. Jou hart kom vry. Jy kom los. Daar kom weer vrede en liefde in jou lewe. As jy besluit om die regte om goed te doen in jou omstandighede. En so verander jou emosie. Dis wat Jesus ook vir ons sê. Optrede verander emosies, Julle weet dit nou. So ook denke. Gelukkig is julle. Dis emosie. As julle dit ook doen. Doen wat reg is in jou omstandighede. Ek wil vir jou sê, as jy bedruk voel, besluit om te glimlag. Besluit om jou, as jy so bedruk voel en net so frons op jou gesig, kyk in die spieël en dan tel jy jou kop op. Gooi jou skouers terug. Dan gaan dit later verander ook. Baie mense voel bedruk en dan loop so. Dit maak jou nog swaarder die dag. Besluit. Ek weet mos die Here is saam met my. Die Here is lief vir my. Ek gaan besluit. Ek gooi my skouers, ek tel my kop op. Dit is nogal 'n woord wat laas Sondag ook uit tel kop op. Ja, ek dink William het nog gepraat, wat iets erg voel wat die Here vir ons sê. Ons as Christen moet ons koppe optel. Kyk mense in die oë, kyk die wêreld in die oë, want hy wat in ons is groter as hy in die wêreld. So tel jou kop op. As jy vol vrees is, en ek wil gou so ietsie vertel. Vanoggend toe ek in Elizabeth opstaan, ek het gevoel sy kla net aan mekaar, En so, en ek het altyd my mond gehou. Ek net vrede bewaar, Ek gaan die regte ding doen in die omstandighede. Maar toe ek hier instap, dan kom sit my goed reg en hulle was besig om te oefen, toe stuur sy vir my so soentjie. Het sommer alles verander. So doen dit meer Elizabeth. Verstaan jy, daai regte ding doen. Lig toe die ding op. Ag man, hoekom kla ek? Dis mos niks daai. Verstaan jy, doen die regte ding. As jy vreesagtig is, bang is vir die donker, fluit. Dis mos hoekom mense fluit, in die donker.
Ek onthou toe op Brits, waar ons op die plaas groot geword het, die mense wat by ons gewerk het in die huis en in die tuin, was op die plaas, was so 'n paar 100 meter, dit was hulle plek, hulle huis gewees, dan speel jy nou 'n bietjie te lank daar met hulle kinders en goeters, en dan moet ek in die donker terugstap. Dan is dit net so 'n koringland, nee. Stap ek dan in die donker terug, maar dan fluit ek hoor. Swish. Hoekom? Hy fluit gee vir jou moed, selfbeheersing. Want as jy eers selfbeheersing verloor, jy begin hardloop, nee, dan sal nie einde nie as jy al by huis verby hom trek. Die fluit gee vir jou selfbeheersing, nee, dis hoekom jy doen die regte ding. Ek onthou, ons het baie keer ook so op daai paadjie kom daar mense vir hulle kuier in die aand, dan stil ons langs in die koringland, nee, dan hoor jy kom jy ou verby gestap en sê, "Wow, dan selfbeheersing is weg." Nee, maar dis hoekom jy dit doen. Nee, jy fluit. Doen die regte ding. Ons kan ons uit sekere gemoedstoestande uitwil. Nee, jy kan jou uit daai bedruktheid uitwil as jy die regte ding doen. Dawid praat daar van Psalm 13, hy kla eers, nee, hoe lank, daai eerste vers 2 en 3, hoe lank gaan jy my nog bly vergeet, Here, vir altyd, hoe lank gaan U nog van my af wegkyk, hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my eie dae met kommer deurbring? Maar dan later neem hy besluit, hy sê, ek hou vas, ek dink terug wat U gedoen het in my lewe, ek hou vas aan die troue liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart, sy hart het dalk nog nie toe al so gevoel nie, maar hy weet sy hart gaan juig, sy regte ding doen, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het, sing, wil jou uit daai donker gat uit, deur die regte ding te doen. Sy hart sal juig, sê hy. As jy bedruk is, sing 'n Christelike lied, psalm, gospellied. Nee, sing dit of luister, sit aanbiddingsmusiek op. Nee, ek dink 'n lied wat vir my nogal die afgelope tyd baie help is I Speak Jesus. Oor elke naam, oor elke omstandighede, I speak the name of Jesus. Want sy naam hy het al die mag in die hemel op die aarde. Sy naam is bo alle name. I speak Jesus. Nee, oor wat daar gebeur het in Amerika, ek spreek Jesus se naam oor daai. Ek spreek Jesus se naam oor ons regering, oor ons omgewing. Ek spreek Jesus. En ek gaan lewe dan ook. Nee, ons gaan maak skoon. Mense vra, kan ek kom met geld? Nee, ons maak skoon in Jesus se naam. Ons is in kerk. Ons aanbid Jesus en daarom maak ons skoon. Ons help. Spreek Jesus. En ja, verander jou emosies deur jou postuur te verander ook. Daar's baie in die Bybel gevoelsopdragte, né? Daar's gevoelsopdragte soos byvoorbeeld jy moet juig, jy moet vreugde hê, liefde, vrede, nie vreesagtig wees nie. Né? Dit is gevoelsopdragte. Maar ons weet ons kan nie direk ons emosies verander nie. Maar doen die regte ding. Kom ons vat die voorbeeld, die gevoelsopdrag, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, né? Die groot gebod, God bo alles lief hê en jou naaste lief hê soos jouself. Matteus 22 vers 39. Gelukkig staan daar nie, jy moet van almal hou nie. Nee, of jy moet goed voel oor almal nie, want dit is baie keer moeilik. Maar dit sal later kom. Dit sal later kom. So as jy met die gevoelsopdrag van liefde, nee, dan moet jy nie begin by die emosionele aspek van liefde nie. Nie daarby begin nie, want dit is baie keer moeilik om iemand lief te hê, nee. Jy moet nie begin by die emosionele aspek van liefde nie, maar 'n liefdevolle daad, nee, doen liefde. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Doen dan liefde. Begin by die daad van liefde. Want dit sal dan ook daai emosionele aspek bykom. Doen dade van liefde. 'n Liefdevolle daad skep ook die emosie van liefde, dat jy van die persoon begin hou. Nee, doen liefde. Veral die getroudes, nee. En die twee Chrisse, nee, wat sy huwelik vier hierdie week, nee, doen liefde.
Ek sien julle sit gelukkig baie naby mekaar. Dis great, nee, doen. Dis waar dit begin. Dit skep dan ook die emosie van liefde. Ons weet in die huwelik, liefde, daai gevoel van liefde kan kom en gaan, nee. Dit wissel baie keer. Partykeer gaan dit nie so lekker nie. Nee, maar dan moet jy lief hê ten spyte van jou gevoelens. En aan mekaar se behoeftes voldoen, want dit is 'n daad van liefde. Om aan mekaar se behoeftes voldoen. So as jy kwaad is, bly nog steeds, doen die regte ding. Nee, hou die sambreel bo jou vrou se kop as dit reën. Al is jy kwaad. Dit kan verander dan. Later gaan jy sien sy skuif nader aan jou. En julle albei sit onder die sambreel. Nee, dit is hoe jy, as jy voel, ons is nie meer, die liefde het gekwyn in ons huwelik. Doen die regte goed. Doen dade van liefde. Voldoen aan mekaar se behoeftes. Nee, daai skottel goed. Help. En ek kyk nie na 'n persoon hierson nie. Help. Nee. En gee daai blomme met die huweliksherdenking. Gee maar daai blomme. Nie wag dat jy kry nie, gee. So emosie sal volg oor 'n tyd as jy die regte ding doen. En onthou altyd hoe God goed gedoen het aan jou. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.